Ons het 'n reeks gedoen, ingesluit. Ons kom vanmôre aan die einde van die reeks op ingesluit. Dit is maar lekker om ingesluit te wees, nê? Nee. Ek weet nie of jy al ooit gekuier het en dan voel jy net nie deel nie. Jy voel uitgesluit. Sleg om uitgesluit te wees. Die wonderlike is dat Jesus vanmôre in jou oë wil kyk en vir jou wil sê, jy's ingesluit. In sy wiskunde, in sy som oor jou lewe, jy's ingesluit. Jy's ingesluit. Daar's baie goed wat Jesus gekom het om te kom doen het, waarvoor ons altyd dankbaar sal wees. Die een ding wat hy nie kom doen het nie, Jesus het nie God se opinie oor die mens kom verander nie. Jesus het jou opinie oor God kom verander. En hy wil vir jou sê, jy is ingesluit. Dis hoe God oor jou dink, dis hoe God oor jou droom. Jesus het gekom om ons opinie te verander. God dink oor jou, God droom oor jou, jy is ingesluit. En jy sal nou onthou, nee, ons het begin met Romeine 5, toe het ons nou gepraat oor, waar het alles skeef geloop? Adam en Eva het sonde gedoen, en almal daarna was in sonde gebore. So ek is nie noodwendig 'n sondaar gewees voordat ek Jesus aangeneem het, omdat ek sonde doen nie. Ek is deel van die Adam gevolg van sonde, die effek van sonde. Ek het natuurlik my eie skuld en aandeel ook in dit. Maar Jesus in Romeine 5 het gekom en dit wat Adam en Eva in die tuin van Eden opgemors het, het Jesus veel meer kom herstel op Golgotha. Veel meer. Romeine 5. Romeine 6, vanmôre die doopgesprek, waar hy so mooi gesê het, die ervaring wat hy gehad het, oor die doop. En dis presies wat gebeur, nee. Romeine 6 is daai gedeelte wat sê, ons het saam met hom gesterf, saam met hom opgewek, dat iets gebeur en die doop praat van dit. Dit was Romeine 6 in die reeks oor ingesluit. Ons het nie by Romeine 7 stilgestaan nie, maar as ek vinnig net kan haak by Romeine 7, want ek dink is belangrik, ons gaan na Romeine 8 toe, en dan kom Paulus, dan begin hy met die woorde, so wat sê ons van al hierdie dinge, en dan watte dinge praat Paulus van, wel die dinge wat hy tot nou toe gesê het. So Romeine 7, is daai tawwe een, is daai moeilike hoofstuk in die Bybel. Maar Paulus, en dis belangrik, nee, hy begin deur te sê, ek skryf vir julle wat die wet ken. Sleutel van die hoofstuk. Dis ouens wat die wet ken. Die effek van die wet. Wat dit is om onder die wet te leef. Die ervaring van dit. En dan begin hy te skryf sy ervaring, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die slegte, want hier is ons 'n wet. En Paulus sê, is die wet nou sleg? En sê hy, nee, sekerlik nie. Dan sê hy, kom ek sê vir jou wat het die wet gedoen. Die wet het eerstens gewys wat sonde is. Die wet het ook sonde in my lewe kom uitwys. Maar hier is die probleem met die wet gee vir my geen gesag, hy gee my geen vermoë om te oorwin nie. Dan roep hy daar uit, dan sê hy, ek, elendige mens. Ken julle hom? Wie sal my red van hierdie doodsbestaan? Dis Romeine 7 nou net, daar was 'n gebruik gewees onder die Romeine om so ouens, nie altyd nie, maar het baie keer moordenaars gestraf deur die vermoorde persoon, die persoon wat jy vermoor het, of die moordenaar vermoor het hulle gevat en dan het hulle daai liggaam van die vermoorde persoon vasgebind, geketting op die rug van die een wat die moord gepleeg het. Dis 'n manier van straf. So Paulus gebruik woorde in 'n kultuur wat hulle baie goed verstaan. En toe Paulus sê, wie sal my verlos van hierdie doodsbestaan, toe weet hulle dadelik waarvan hy praat. Want dit beteken, jy moet hierdie vermoorde liggaam saam met jou rondsleep, ronddra, totdat hierdie liggaam verrot, en jy naderhand siek word van hierdie verrotte liggaam op jou lyf, en self sterf, van die lijk wat jy op jou rug saamsleep. Nou kom Paulus en sê, wie sal my red
van hierdie doodsbestaan. Hy sê, hier is wat ek ontdek, ek sien, ek kyk na die wet, en die wet is nie altyd sleg nie, want die wet wys wat sonde is, en die wet wys dat ek skuldig is, maar die wet gee my geen vermoë om te oorwin nie. Wie sal my kan red? En dan sê hy, hier is die ander ding wat die wet doen. Die wet sê vir my, ek het 'n redder nodig. Ek het iemand nodig wat my sal help. Ek het iemand nodig wat my sin, my lot sal verander. Ek kan dit nie in my eie vermoë doen nie. Die goeie wat ek wil doen, kan ek nie doen nie. Die slegte wat ek wil, ek het iemand nodig. Wie gaan my help? Wie gaan my red? Romeine 7. En dan gaan hy na Romeine 8 toe. Nou begin hy met hierdie vraag. Hy is besig om Romeine 8 klaar te maak. Vers 31, ek dink ek het dit op die skerm. Vra hy die vraag. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Nou, wat die dinge? Wel, obvious die goed wat tot nou toe afgespeel het, die goed wat gekommunikeer is. Wat sal ons nou van al hierdie goed sê? Hier is 'n klomp goed wat ons nou gekommunikeer het. Ons het 'n klomp goed nou in Romeine gekommunikeer, in die reeks ingesluit. So wat gaan ons nou sê van dit alles? En dan maak hy hierdie incredible stelling. Dis wat ek vir jou nou vanmôre wil sê. Nadat ons deur hierdie reeks is van ingesluit, wat is ons gevolgtrekking, ouens? Wat sê ons nou uiteindelik vir mekaar? Ons is nou deur hierdie hele reeks. So wat sê ons? Ons sê presies dieselfde as wat Paulus sê. Hy sê hy sê dit. God is vir ons. Wie dan kan teen ons wees? En ek wil dit vir jou sê, want miskien glo jy dit nie regtig nie. Miskien sit jy hier in jou lewe, kyk jy en dan maak jy die somme in jou lewe en dan voel nie vir jou so nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy vanmôre net met oë van geloof kan kyk, dan wil ek voor jou lewe uitroep, God is vir jou. Wie kan teen jou wees? Al voel dit nie so nie, al maak die somme nie altyd sin in jou lewe nie, God is vir jou. God is vir jou. Wie kan teen ons wees? Dis ons gevolgtrekking. Hy is daar, hy is vir ons. Hier is wat ek onthou, want my maale kuier by ons te loop, Antoinette, my vrou, sy bedien vanmôre Erasmus se vrouens by Buffelspoort, sy is die spreker daar, so sy is nie vanmôre hier nie, maar ek het versterking saamgebring. My ma en my pa het saamgekom, so op pad hiernatoe toe praat hulle nog van hulle troudag. Julle wat nou 21 jaar getroud is. En tannie, ek kan nie onthou wie nie, wat die roompoffertjies nog gemaak het. wie trou. Maar ek onthou, jare terug, dan sal my maale stop by die begrafplaas en dan sal my pa sê, ek gee julle, en dit was baie geld daai tyd, nee, ek gee jou R1, as jy tot by die begrafplaas se muur loop en oor die muur klim. Hoekom voel jy partykeer so onveilig as jy alleen moet stap, nee? Of alleen in 'n donker huis, onthou jy toe jy kind was, maar as iemand saam met jou stap, jou pa of jou ma of wie ook al, nee, is asof daar selfvertroue kom wat jy nie altyd gehad het as jy alleen was nie. En ek weet nie waar jy is in jou journey nie. Maar miskien het jy so bewus geraak van bekommernis en stryd en moeilikheid, dat jy onsekerheid het, dat jy bekommerd is. En vir jou wil ek vanmôre in jou oë kyk en net sê, jy het net nodig om weer vanmôre te hoor, hy is by jou. Hy is met jou, hy is daar. Hy gaan aan in vers 32, en dan sê hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar vir ons almal oorgegee het. Die moeilikste het hy gedoen, die grootste het hy klaar gedoen. Hy sê, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Klink soos Koos van der Merwe, onthou jy sy lied, Houtkruis, wie sal my kan stil maak, wie sal my kan doodmaak, wie sal veroordeling teen my kan inbring, wie sal my gitaar se snaar afbreek? Sê, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, en hier is die sleutelwoord. Hy sê, ek wil vir jou sê, niemand kan my meer veroordeel nie, Martha het dit vanmôre so mooi kom sê, niemand kan my veroordeel nie, maar meer is dit. Hoor gou hier, hy sê meer as dit, meer nog, Jesus is die een wat gesterf het, maar meer as die feit dat hy gesterf het, is hy wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Paulus sê, hier is iets wat ek wil hê, wat jy moet snap en verstaan. Jesus het vir ons gesterf, en ons is so dankbaar daarvoor. Hy het 'n wrede dood gesterf.
Die dood van die kruis was verskriklik geweest. En ons gaan altyd dankbaar daarvoor wees. Maar dan kom Paulus en sê, ek wil hê jy moet een ding weet, meer as dit. Meer as die feit dat Jesus vir jou gesterf het. Hy het ook opgestaan. Meer as die sterwe, hy het opgestaan. Jy weet, en ek sien as ek die Bybel lees, jy weet, hier kom die twee Marias. Onthou jy, hulle was eerste by die graf, wat leeg was. Dit lyk nie asof hulle dit verwag het nie. Dit lyk nie asof hulle met antisipasie gegaan het dat die graf leeg gaan wees nie. Dit lyk meer as jy die storie lees, 'n mismoedigheid, dis verby, Jesus wat hulle so lief is voor, is nou, en nou gaan hulle bietjie eerbetuiging doen, Jesus by die graf, dalk blomme vat, ek weet nie wat die kultuur van die dag sou wees, in terme van dit nie. Maar dan kom hulle by die graf, en tot hulle verbasing is daar 'n engel. En die engel maak hierdie aankondiging, hy het opgestaan, die graf is leeg, hy het opgestaan soos wat hy dit gesê het. En dan die verwondering en die verbasing, en dan gaan vertel hulle dit oor vir die disippels, en dan is hulle net so verbaas. Kan nie wees nie, het hy opgestaan, daar was selfs van die disippels wat nie geglo het nie, gesê, ek kan nie glo, wat julle nou sê, is die waarheid nie. En dit was een van die goed wat Jesus so baie gekommunikeer het. Om een of ander rede het die disippels het net nie gesnap nie. Is asof die kruisiging daar was, maar is asof die opstanding iewers te verdwyn het. En Jesus het oor en oor gekommunikeer, en ek dink terug aan my eie lewe. My verhouding met die Here, jy weet, hoe baie keer dink ek aan Jesus wat vir my gesterf het. En ek het so dankbaarheid. Dit was 'n verskriklike Vrydag toe hy gesterf het. Ons noem dit vandag Goeie Vrydag. Maar dit was 'n wrede Vrydag. En ek dank die Here, hy het vir my gesterf, maar in my journey met die Here was dit baie keer my fokus. Hy het vir my gesterf en ek is vergewe vir my oortredinge en my sonde. Maar dit was nie vir my ewe belangrik nie. Nie dat dit onbelangrik was nie. Die aksent was net baie minder in my lewe. Die fokus was minder, nou hy het opgestaan, maar Paulus sê meer as die feit dat hy gesterf het, het hy opgestaan. Hy sê, jy moet die evangelie verstaan in sy totaliteit, moenie net fokus op die een deel nie, want in die ander deel lê daar vir jou 'n stuk oorwinning, in die feit dat jy sal weet, hy het opgestaan, want in sy opstanding het daar iets gebeur, in sy opstanding kom hy, en dan sê, nou nooi ek jou, om in my, en ek in jou, 'n lewe te leef. Ek nooi jou na 'n eenheid toe, met God self, dis wat die opstanding moontlik maak het. Daar's 'n skrifgedeelte wat eintlik 'n incredible skrifgedeelte is in Romeine 4 vers 25. Ek weet nie of jy hom ken nie, maar hoor net gou hier. Jy weet, toe ek hom lees die eerste keer, toe moes ek hom 'n paar keer lees om net weer na hom te kyk. Hoor gou wat sê hy. Hy praat van Jesus wat oorgelewer is. Jesus is oorgelewer ter wille van ons misdade. Oorgelewer terwille van ons misdade, gesterf terwille van ons oortreding. Die oortreding in Adam en die oortreding van die mens, hy het gesterf daarvoor. Terwille van dit het hy gesterf. Maar hoor nou wat sê hy verder. En opgewek is terwille van ons regverdigmaking. Opgewek terwille van jou regverdigmaking. Jesus sterf vir ons sonde, 'n geweldige wrede dood, en dan kom God. En God kyk en hy sien die prys is volledig betaal. God kom en hy kyk na die mens en hy sien, die skuldig het totaal en al verander na 'n plek van onskuldig toe. Wanneer God na jou kyk, dan kyk hy nie na jou met skuld nie, met skande nie, met seer, met pyn nie. God kyk na jou en hy sien totale onskuld. En toe God sien dat Jesus het die prys in so mate betaal, van totale skuldig na totale onskuldig, na regverdigmaking, van skuldig na regverdig toe. Op grond van die feit dat God kyk en hy sê, dis gedoen, regverdig, onskuld, het hy Jesus uit die dood uit opgewek. Die Young's Translation sê, he was raised up because of our being declared right. Dit is nie wonderlik nie. Wie, daar's iets daarin. Sy opstanding word die waarborg, die bewys
Dat vir hulle wat Jesus aangeneem het, vir hulle wat die vergifnis van God ervaar en beleef het, dit word die waarborg, die bewys, jy is waaragtig vrygemaak. En God, as hy na jou kyk, dan sien hy nie die skuld nie, want die prys wat Jesus betaal het, was te groot. God kyk na jou en hy sien jy is vergewe. Op grond van dit het Jesus opgestaan. Die feit dat hy opgestaan het, is vir jou waarborg, jy is syne. Volledig vrygemaak. Behoort aan hom. Nou, net terug na Romeine 8 toe, vers 1. Martha se, skryf dit sy vanmôre aan al. En daar was soveel mense, kan ek net sê, wat vanmôre, toe ons hier agter by mekaar is, dan bid hulle presies hierdie goed. Ek sit en dink, Here, hier is iets wat in die gees dinamika aan die gang is, wat ek nie verstaan nie. Hier is iets wat ek weet, is dat die Here vanmôre regtig met ons praat, want ek het dit soveel keer gehoor, sonder dat mense geweet het waaroor vanmôre regtig gaan, oordat hulle oor hierdie selfe goed bid en praat. Romeine 8 vers 1. Daar is dus dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So wat bedoel hy daarmee? Geen veroordeling vir die wat nie na die vlees nie, maar na die gees wandel. Wat presies bedoel hy daarmee? Okay, hy antwoord dit vir ons in vers 2. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou, agter elke wet is daar 'n gesag en 'n autoriteit. En wat hy hier sê is, toe ek en jy in sonde was daar 'n wetlike gesag oor my en jou lewe. Daar was 'n heerskappy oor my en jou lewe. Die bose en die duisternis het wetlike aanspraak op jou lewe gehad voordat jy Jesus aangeneem het. Wetlike aanspraak gehad. Nou, ek het nie meer 'n motorfiets nie, maar my kinders het my vriendelik verplig om my motorfiets te verkoop. Ek het die syne gelees. Maar ek was baie lief vir 'n motorfiets en ek het verskillende motorfietsse gehad. Ek het tot 'n motorfiets gehad wat ek by Pick n Pay gekoop het. So Scramblertjie. Sy engine het nou wel 3 keer uitgeval, maar dit was Scrambler. Maar my lekkerste motorfiets was 'n Triumph Tiger geweest. So lekker 1050cc Triumph Tiger, ongelooflike motorfiets. En dan sal Antoinette altyd saam met my ry agterop en dan sê sy, ek gaan nie meer saam met jou ry nie. Ek het altyd gevoel, hoe sit sy hier agter my en as ons so bietjie vinnig begin ry, dan slaan sy my so aan die kant, dan slaan sy my so. Dan ry ek net nog 'n bietjie vinniger, want dan hou sy mooi vas en sit stil. En as ons dan stop, dan is sy kwaad. Dan sê sy, ek sê vir jy moet stadiger. Ek sê vir ek doggie sê vinniger. Ek sê misverstande. Sy sê ek gaan nie meer saam met jou ry nie, jy ry te vinnig. En sê ek vir hier's my go-to lyn gewees. Antoinette, 'n motorfiets, Triumph Tiger is nie gemaak om 120 te ry nie. Hy's gemaak vir 150, ten minste 150. Dis waar op sy lekkerste ry. Jy kan nie stadiger, jy kan vinniger, maar nie stadiger nie, want dan, ek sê inteendeel, ek dink nie is goed vir die motorfiets om stadiger te ry nie. Ek dink hy's gemaak, hy's op sy lekkerste, hy's gemaklik 150. Nou kan jy net dink, hulle keer my af, daar's 'n man wat uitspring, verduidelik my, want daar was 'n bordjie wat gesê het 120. En nou kom ek 150 daar verby, stop my, ek kan nou vir hom mooi verduidelik wat my motorfiets alles kan doen. En dat my motorfiets nou nie eintlik gebou is vir 120 nie, maar vir 150. Hy gaan net van my smile. Nou, in 'n ideale Suid-Afrika behoort dit so te werk. Jy sien, die bordjie 120 het nie krag in homself nie. Daar's 'n wet wat saam met hom loop. En daai wet word word ondersteun deur 'n regering. Ek kan daai kaartjie ignoreer wat hy vir my skryf, opskeer, weggooi, my nie in dit steur nie. Dan gaan daar vir my 'n uitnodiging kom na 'n geleentheid toe. En ek kan nou sê, ek is nou eintlik besig en nie lus vir sulke geleenthede nie. Wie wat gaan gebeur? Hulle gaan my kom haal. Hulle gaan my in 'n wa laai. En hulle gaan my inboek vir 'n rukkie, gratis verblyf.
Dis Ellen Platt se ou grappie. Maar het bly so relevant. Bly so relevant want jy verstaan die prentjie. Jy verstaan die gesag agter 'n wet. Nou met hierdie storieetjie in gedagte, kom ons lees nou net weer. Kom ons lees net weer daai skrifgedeelte. Want die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet, van die sonde, van die heerskappy, van die gesag, van die autoriteit, van die duisternis en die dood. Ek is vrygemaak van dit. Dit wat in Adam opgeduiwel was, het Jesus veel meer kom herstel. Hy sê dit net hier in ander woorde. Daar's nou 'n ander realiteit in my. En dis wat Paulus wil hê wat ons moet verstaan. Die eerste ding is, kom ons verstaan, ons is vrygemaak. En dan sê Paulus, maar ek wil hê jy moet meer as dit verstaan. Jesus het net vir jou gesterf, en Jesus het vir jou opgestaan, en in die opstanding lê daar vir jou 'n stuk nuwe lewe. Daar lê vir jou 'n eenheid. Jy sien die wonderlike eenheid wat ons het met God as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. En dan gaan hy na Romeine 8 vers 11 toe en hy sê hierdie woorde: En as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, waar in julle kom woon. Dis nie net af en toe daar nie. Hy het in ons kom woon. Hy het sy meubels kom uitpak in ons harte en ons lewe. Hy kom leef, hy kom blyplek maak. Hy het in ons kom woon, ons in hom, hy in ons. Dan sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, julle sterflike liggame lewend maak en deur sy gees wat in julle woon. Hy sê die oomblik wanneer ons verstaan dat is nie net gered nie. Hy het ook in ons kom woning maak. Sy opstanding is die waarborg, hy kom woning maak in ons. Hy is in ons, daar's eenheid tussen ons en hom en God. Dan skielik besef ons God is nie meer ver nie. Is nie asof ek nou gebede bid, jy weet, en voel dit tref net nie, tot nie by die ceiling nie. Nee. Ek bid anders, ek bid nou met 'n besef. Hy's hier. Hy's by my. Hy's nie ver nie. Besef is ook nie net eendag wat ek in oorwinning gaan leef nie, want hy nou my gees kom nuut maak, kom lewend maak. Daar gaan 'n dag kom wat ek en jy ons laaste asem gaan uitblaas en 'n laaste hartklop gaan gee. Maar vir hulle wat Jesus ken, in daardie oomblik word die dood net soos 'n verpleegkamer waar die tydelike uitgetrek word en die ewige aangetrek word, want daar's 'n gees wat lewend gemaak is as gevolg van dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Hy woon nou in my. Daar is nie meer afstand nie. Efesiërs 2 vers 13, Engelse vertaling en vers 16 ook. But now in Christ Jesus, but now in Christ Jesus, you who once were far off, have been brought near by the blood of Christ. Nou gaan ek verder en sê, and might reconcile us both to God in one body through the cross. Daar is nie meer afstand nie. Jy weet, ek dink as ons hierdie ding verstaan, die manier waarop ons sing, gaan anders te wees. As jy regtig verstaan, hy's nie meer ver nie, hy's hier, hy's by my, hy's in my, ek en hom, hy en my. Die manier wat ons op gaan bid, gaan anders te wees. Die manier wat ons lewenskrisisse op gaan hanteer, gaan anders te wees. Dit kan nie gaan makliker wees, maar dit gaan anders te wees. Ons gaan anders te bid oor die uitdagings in ons lewe. Ons gaan ons anders te posisioneer oor die uitdagings. Daar gaan 'n totale ander engagement wees, hoe ons met mense om ons ook werk en omgaan. Dis anders te wat ons weet, hy's hier, hy's by ons, hy's in ons. En dis die boodskap van die Nuwe Testament. Hy wil oor en oor wil hy gordyn so ooptrek en sê, kom kyk wie jy is, kom kyk wat hy gedoen het. Dis jy wat in hom is. God het naby aan die mens gekom. Daar's eenheid tussen jou en Christus en God as gevolg van wat hy gedoen het. 2 Korintiërs 5:19 sê, God was in Christ reconciling the world to himself. God in Christus versoen die wêreld met homself. Is nie iets wat ons kan verdien nie. Is nie iets wat deur geestelike dissiplines ontdek word nie. Dis iets waarvoor ek moet bewus raak van. Dat my hart van geloofsdeure moet ek oopswaai, wyd oopswaai en sê, Here, hierdie is wat U vir my gedoen het. Help my om dit te sien. Help my om hierdie openbaring te verstaan van wat U gedoen het. Ek sê baie keer, ek het dit al van tevore hier gesê, die beloning van Christendom is nie die hemel nie.
luister, die hemel gaan great wees. Mooier as Namibië. Gaan great wees. Maar dis nie ons primêre beloning nie. Primêre beloning is 'n intieme en 'n herstelde verhouding wat ons nou kan beleef met God die Vader. Is dit vanmôre so mooi gesing? Ek gaan nie my bed maak in my vernedering nie. My adres is anderste. My adres is in God, in Christus en hy in my. My adres is nie meer in my verlede en in my verleenthede nie. My adres is in hom. 2 Korintiërs 6 vers 18, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Ek is bly Antoinette is nie vanmôre hier nie, want sy sit net aan jou bril, dit klink of jy nie kan lees nie. Ek het in die begin gesê, Jesus het baie goed kom doen, maar een van die goed wat hy kom doen het, was nie om God se opinie oor die mens te verander nie. Dit was om die mense opinie oor God te kom verander. Dat jy sal kom sien wie hy is. Wat hy gedoen het vir jou. Wie hy in hom is. Is nie net die sy sterwe nie, is ook sy opstanding. En in sy opstanding lê daar 'n stuk nuwe lewe. Jare terug, toe is daar 'n gasspreker by ons, in Doxdou. En hierdie ou was 'n leeukenner. Hy het leeu's geken. En hy het verstaan, hy was ook by die groot wildtuine in ons land betrokke met die leeu's en rehabilitasieprosesse en goed. En toe, hy nou as gasspreker by Doxdou optree, het die ouens, was daar iemand wat, dis nou 'n paar jaar terug, toe sê hulle, maar hulle het 'n huis baie naby aan die Pretoria dieretuin. En sal dit nou nie great wees, het jy 'n foto geneem nou? Jy moet laat ek my maag intrek voordat jy dit doen. Is nie net van fouties nie hoor. Gee 'n waarskuwing. Dit het hulle gesê, maar hulle het 'n huis naby aan die Pretoria dieretuin. Sal dit nie great wees as hy daar kom bly nie? Hulle het ook 'n ekstra kamer en dan kan hy oggende kan hy wakker word met die brul van die leeu's. Amazing sal dit nie wees nie. Hy wat nou die leeukenner is en hy het dalk 'n waardering nou vir dit. Volgende oggend word hy opgelaai en met groot excitement word daar gevra, het jy die brul van die leeu's gehoor? Sê ja, ek het. Hy sê nou, dog jy gaan opgewonde oor dit wees? Sê hy. Sê nee, hy het dit gehoor. Hy sê maar, laat ek net vir jou sê, die manier waarop die leeu's brul, aan die manier wat hulle brul, kon jy gehoor het. Hierdie is 'n leeu in gevangenskap. Dis nie 'n leeu wat vryloop nie. Dis 'n ander brul. Brul anders, dit klink anders. Die groot leeu van Juda stam. Kyk oor jou, Jesus. Ek sê jy's gemaak na my beeld en my gelykenis. En so baie keer verstaan ons nie. Hy het vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan. En in sy sterwe en in sy opstanding ook, lê my oorwinning. Ek is in hom, en hy is in my. En wanneer daardie realiteit by jou is, jou bril klink anderste. Jou bril klink anderste in Christus Jesus. Wanneer daai tawwe tye jou pad langs kom, dit gaan nie makliker wees nie. Maar in Christus, in die leeu van Juda stam, ek en hom, hy en my, nou kyk ek anderste. Ek kyk anderste, ek kyk met 'n hoop anderste. Wanneer ek by iemand se sterwingsbed staan, dan kyk ek met 'n anderste, met 'n ander manier, met ander oë. Wanneer ek in 'n tyd van bekommernis is, ek en hom, hy en my, dan kyk ek anderste, my bril klink anderste. Ek brul nie soos 'n leeu in gevangenskap nie. Ek brul soos die koning van die konings, wat sy gesterf het vir my, opgestaan het, en in my kom woning maak het. Beteken nie ek leef altyd in oorwinning nie. Daar gaan tye kom wat ek voel, man, hierdie is taaf, hierdie is moeilik, maar hier's iets anderste in my.
Hier's 'n interne wete oorwinning wat altyd anders te maak, wat die eksterne omgewing anders te interpreteer en na kyk. Wonder of jy jou oë sal sluit vir 'n oomblik. Net vir 'n oomblik, dink net waar jy is in jou journey, in jou lewensreis. Waar's die plekke waar jy nie brul met 'n oorwinning nie? Waar klink dit of jy in gevangenskap is? En wil jy nie net vanmôre se waarhede van dat jy in hom is en hy in jou is, net daar waar jy sit op jou eie manier, vir die Here nooi en vra en sê, Here, help my, het U so nodig, dat ek met hierdie waarheid sal leef in elke area van my lewe. Gaan so 'n oomblik gee waar jy met die Here self praat.